Kom ons lees. Ons gaan nou weer lees, maar ons gaan met tema van môre, wat is jou intensies met God? Wat is jou intensies met God? Maak jou Bybel oop by Matteus 13, ons lees vers 45 en 46. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir u koningskap. U is 'n gesogte God. Kyk hoe vra mense na u, wat u besit alles. U is lewe, u is hoop, u is liefde, u is genade, u is guns, u is krag, u is finansies, u is hoop, u is redding, u is alles. U is 'n gesogte God. Kom vanmôre, Here, sal weer my oë om te sien. Sal weer my hart om te hoor. Om in te neem die goedheid van U. Amen. Dit is so, elkeen van ons soek iemand wat ons kan lief hê, wat onthou, jy besit soveel liefde, né? En jy wil iemand hê wat vir jou omgee, jy wil graag by iemand wees wat dink jy is awesome, wat die wêreld van jou dink. Is dit nie, dit is horrible om 'n maat te hê wat geen waarde vir jou het nie, maar jy kom lief, jy daar lief, maar dit nie waarde vir jou, maar by einde van die saak, ons almal soek iemand wat my lewe kan verryk. Iemand wat my maag nog oor kan draai, iemand wat ek kan kyk en wow, you're simply the best, better than all the rest. Daai ding in jou. Nou ek sê, weet dat baie mense is nou sleg gegaan en dan kry hulle katte en honde, man. Dit is nou al liefde, nee. Maar dit is as iemand daar by jou huis aankom en 'n paar keer, dan begin jy nou wonder, is dit nie, jy wil nou 'n paar vrae vir hierdie ou vra, hierdie meisie vra, want hoekom? Jy sien hierdie maat van jou, hierdie kind van jou, hierdie familiemember is besig om sy hart op jou te verloor. Is dit nie so, dan moet jy mos nou weet, waartoe is hierdie saak nou eintlik op pad. Want die kosbaarste ding wat jy kan besit is om iemand lief te hê. Baie keer gebeur eenmaal in jou lewe, dat jy regtig onverskrokke, daar kom nie weer so iemand nie verander, is daar 'n ander geleentheid. Praat ek met mense, hulle het hulle anderste lief as hulle eerste liefde. Maar kom ons praat oor mense eerste liefde, daai wat die kosbaarste is, daarom praat hy hier in Matteus 13 vers 45 en 46. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopsman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Dis daai oomblik wanneer jy besef, hierdie ou, hierdie girl, hierdie persoon is my lewe. En dat jy so, hoe het ons nou al gesien, hoe verander iemand? Praat nou dan met iemand toe sê hy nou, en die ou mekaar ontmoet het, hy drugs gebruik, en hy het dit gelos. Hoe die keer het nou gesien, mense is hulle rook, en die ander rook nog hulle drink, hoe hulle daai goed los, hoe verander hulle attitude? Ek wil vir jou sê, is fenomenaal wat die liefde kan doen binne in jou lewe. Maar dan kom jy met die vraag, en jy begin vra, wat is jou intensie? Wat is jou plan met hierdie ou? Wat is jou plan met hierdie vrou? Is jou plan om hulle skade te gee? Is jou plan om 'n langtermyn, want jy begin vra, wat is jou korttermynplanne? Wat is jou langtermynplan? Wat wil jy eintlik hê? Is jy committed? Gaan jy toegewyd wees? Gaan jy saam met hierdie ou hierdie pad stap sodat hulle lewens verryk kan word, of gaan jy nie? Nou baie keer, ek wil hierdie deel van die skrif begin met jou werk, en ek dink Matteus 13, daar vers 19, wat die interpretasie gee van die saad wat die saaier uitgegaan het om te gaan saai. En die eerste deel het op die pad geval, en die tweede deel het op die rotse geval, en die derde deel het tussen die dorings geval, en die vierde deel het op goeie grond geval. En dit is presies wat jy eintlik in iemand se hart wil hê. Want die eerste ou kom en hy val in die pad. Wat is daai ou? Daai ou weet nie wat dit is om lief te hê nie. Hoekom? Want hy's nie committed nie. 'n Ou wat nie liefde het vir jou nie, is nie toegewyd vir jou nie. Al praat hy nie praat. Want hoekom, wat soek jy? Jy soek 'n toewyding. So die eerste ou is nie die ou wat die pad met jou kan stap nie. Hy weet nie wat dit is om liefde te hê nie, want hy's nie toegewy aan jou nie. Die tweede een is die een wat tussen die klippe val.
En die woord praat en hy sê, wanneer die versoeking kom, dan los hy jou, né? Sê jy wat kan kyk? Kan hierdie persoon versoeking weerstaan? Kan hy getrou wees aan jou? Want onthou, jy en ek kom van iewers heen. Moenie dink jy daag net op nie. Ek sê altyd vir iemand, vra waar hy vandaan kom. Vra vir haar waar's en vind uit waar hulle vandaan kom. Weet wat is hulle geskiedenis met 'n saak. Sodat jy kan weet, wil jy deel van hierdie ding word of nie. En gaan hy verander. Eers ek wil vir jou sê, liefde maak dat 'n mens so kan verander. En dis waarna jy soek iemand wat so sal verander vir jou, om jou lewe te kom vernuwe. Die derde persoon is die een wat tussen die dorings geval het. Dis die ou wat die wêreld begin aankleef en sy eerste liefde eintlik verstoot, né? Dis daai wat sê me, myself and I. Alles gaan oor my begeertes, my behoeftes. En wat doen hy? Dis nie die ou wat jy wil hê nie. Jy soek nie 'n ou wat alles oor hom gaan nie. Jy soek 'n ou wat oor jou gaan, né? Amen. En jy soek eintlik die ou wat in die vierde grond geval het, wat in die vrugbare grond geval het. Dis dit nie. Die ou wat toegewyd is jy. So dan kom ek, en wil ek hierdie dan omdraai, wil ek eintlik vir jou vra, wat is jou intensie met God? Gebruik jy die Here? Ken jy hom net wanneer jy hom nodig het? Is jy daar wat in die op die pad val? Jy is gered nie, jy is nie iemand gered nie. Dit was 'n oomblik van, jy wil net iemand probeer impress het, maar jy is nie toegewyd aan die Here nie. Baie keer praat jy God, maar jy het hom nie, jy is nie committed vir hom nie. Tweede ou, op die rotse geval, né? Dis wie jy is. As die versoeking kom, dat jy een hand die Here dien en die ander hand die wêreld, maar wat sê die woord? Was jy koud of was jy warm, omdat jy lou is, sal ek jy my mond uitspoeg. Want jy sien, jy moet begin vra, wat is jou intensie met God? Is jy toegewyd vir die Here of nie? Maar wat moet met jou plaasvind? Jy moet toegewyd wees met die Here. God maak nie daai plan nie, jy maak daai plan. Want jy moet verander. Amen. Jy begin besluit, die woord kom nie op goeie grond. Ek gaan verander, sodat ek by God kan inpas. Want jy moet begin sê, wat is my korttermynplanne met die Here? Gaan ek meer begin bybel? Wat is my langtermyn? Waar sien ek my? Gaan ek nog die Here dien oor 5 of 6 of 10 jaar? Is dit my toewyding aan God? Ja, amen. Want hoe sien ons mense? Vandag is jy hier, môre is jy nie daar nie. So waar is jy? So wat is jou intensie met God? Roep jy hom net aan wanneer jy hom nodig het? Gebruik jy hom, misbruik jy hom net? Maar nou sien 'n krisis, nou moet God opdaag. Maar as die krisis verby is, kom jy ook nie meer in die huis van die Here nie. Jy is nie meer toegewyd aan God nie. So wat is jou plan met die Here? Hoe sien jy jou met God se verhouding? Wat is jou plan met die Here? En dan gaan kyk jy hier in Handelinge. En Petrus praat en hy vertel vir hulle oor Jesus Christus en hom wat gekruisig is, dat hy die Christus is. En die woord sê in vers 37, 2 Handelinge 2:7, hy sê, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref en vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy sien, die oomblik as jy Jesus aanneem, dan ontmoet iemand. Hoe verander ons? Want onthou jy kan iemand ontmoet wat nie lieg nie, soos jy gelieg het al. Iemand wat nie gaan waar jy gaan nie. Nie die dinge doen wat jy doen nie. Jy sien, 'n verhouding gaan oor hoe belangrik jy vir my is, hoeveel waarde ek kan doen.
Is dit nie? As jy na 'n huwelik kyk, gaan dit oor, want ek kyk wat se waarde jou maat vir jou het. Want dit bepaal, sê vir my, hoe lyk jou hart? Hoe ver sal jy verander? Onthou as jy die Here aanneem, God is nie 'n God van sonde nie. Hy is nie 'n God van haat nie, hy is nie 'n God van bitterheid nie. Hy is nie 'n God van onvergewensgesindheid nie. Hy is nie 'n God wat binne die wêreld ingaan en oomblikke vir homself het nie, dat hy kan maak wat hy wil, hy doen nie dit nie. Yes, amen. Hy is toegewyd aan my en jou. Ja. En daarom kan ek vir jou vra, as hy so kosbaar vir jou is, wat is jou plan met die Here? Hoe ver sal jy gaan om te verander, om by hom in te pas? Ek sien daar is hierdie neiging dat mense dink God moet verander om by hulle in te pas. Wil ek vir jou sê, sorry, hy bly heilig, hy bly opreg. He's a pure God. Ja. Soos hy nie gaan verander, wat sê dit vir jou, jy moet verander. Hy gaan nie saam met jou na jou vriende toe gaan, hy hou nie daarvan nie. Want jou vriende maak dat jy verkeerd gedoen. Jou vriende maak dat jy hom verloon en verraai. Jy sien, toewyding is die hoofsleutel in enige verhouding. Hoe toegewyd is jy aan jou maat? Want dis wat ek wil sien, ek wil sien, jy gaan nergens anders te behalwe om saam met hierdie persoon rond te kan hang. Is dit nie wat ons met God moet doen nie? Wat moet ek doen om hierdie kosbare deel te kry, wat lewens verander? Hy sê, bekeer jou en laat word ontslaaf van jou sonde, sodat God oor jou kan vaardig word en jou lewe kan aanraak en jou lewe kan verander. En onthou net, ontrouheid in enige verhouding is geweldig skadevol vir jou. Om ontrou te wees is skadevol vir jou en in jou verhouding. Ek sien ons deesdae. Wanneer twee mense mekaar ontmoet en daai aand vertel hulle mekaar alles. Wat jy like nie, wie jy is, waar jy is, jou planne, jou drome, jou ideale, jou favourite kos, jou favourite kleur, jou favourite toon, jou favourite hand. So jy vertel hulle jou hele pedigree. Hoekom doen ons dit? Is deel van die liefde nie is om vandag te onthou te vra, wat is jou gunsteling kleur, dat ek iets kan waarneem. Want vertel ek jou alles, sê ek nou vir jou, sal ek nie alles onthou nie. Dis dit nie. Ek wil alles van jou weet. Nee, ek wil vandag weet, wat is jou gunsteling kleur, dat ek dit kan opneem in my hart. Môre kan ek vra, wat is jou gunsteling kos? Ek gaan dit seker sien as ons kan uiteet. Like die spare ribs, dan eet jy van hier tot dan, weet ek ook, ek het dit al my gewoon praat. As ons vir spare ribs kan, moet ons 3 bakkies servette saamvat, ja, dis wild. En jy eet nie met jou virke mes, jy eet so met jou hand, weet ek, Moses. My maat gesê, as jy so gul kry, dis die regte een. En dis wat ons dink baie keer ons met God wil doen. Jy wil alles weet van hom, maar is dit nie interessant? Hoe ek en jy stelselmatig God ontdek het nie. Is dit nie? Ja. En elke nou en dan is daar 'n nuwe skrif wat oppop, ja. En jy dink, wow, is dit nie awesome? Amen. Ons was besig met die boek van, om die boek van Ester te lees. En die storie gaan daaroor dat Haman wil Mordegai doodgemaak het. En die woord sê, hy het daar 'n gal gebou, want hy het dit in die nag gedoen. Want die môre sou hy Mordegai doodmaak. Maar in daardie nag kan die koning nie slaap nie. En hy laat die kronieke boeke lees. En daar praat dit toe van dat Mordegai die koning se lewe gespaar het. En hy vra toe, wat het ons vir hom gedoen?
En dan sê nee, jy het niks vir hom gedoen nie. En die volgende môre kom Haman ingedrentel en hy voel, hy's chaf, hy's awesome. Ja. En die koning vra hom, wat moet 'n koning doen aan iemand wat die koning wil vereer? En Haman dink, it's me, myself and I. En net vir jou wys, en hoe jou lewe, dat die volgende dag sal jy al sterwe, maar God kom en hy doen vir jou wonder. Amen. Dat jy so kan leer ken om te besef dat te midde van die storm waarin jy is God besig met 'n plan vir jou. Te midde van die krisis het daar lig vir jou. Al is dit donker om jou, is God daar. Amen. En toe ontdek jy aanhoud in die grootheid en die goedheid en die genade van die Here en te sien wat my lewe is vir God kosbaar en is vir God belangrik. En dit is so, as 'n mens 'n verhouding ontwikkel, dan moet tye kom. Dan moet tye kom en jy en jou maat net gaan sit. En jy jou maat net vertel en waardering gee. Net vir hom sê, dankie dat jy altyd getrou is. Dankie dat jy die bed opmaak in ons. Dankie dat jy in my stormdae nie geloof het. Dankie vir die klein goedjies wat jy vir my doen. Ek waardering vir dit. Ek sê dit nie altyd, maar vandag vir jou sê. Ek hou daarvan. Ek hou daarvan as jy met koffie beter. Ek weet ek voel soms skuldig dat jy dit nie vir my doen nie, of jy kan skuldig voel, maar ek sê vir jou moenie, maar ek wil dit vir jou doen, dit is my lekker. Ek hou daarvan wanneer ek sien jy eet lekker. So daar's hierdie oomblik wat jy moet kom en met God bietjie praat wat jy van hom dink. Amen. Dat jy ook soms vir hom sê, Here, dankie dat jy my nooit begewe. Ja. My nooit sal verlaat. Ja, amen. Dankie. As ek getrou is. Ja, amen. Al was ek ontrou. Eers dankie vir die son elke dag vir my opgaan. Dankie dat jy elke dag dat kan asemhaal. Waardeer die klein goedjies wat wonderlik is. Dankie dat ek kan sien hoe lief die mense het. Dat ek kan sien dat jy hulle help. Want jy sien as jy nie met hom praat, en jou liefde vir hom verklaar nie, en vertel wat 'n impak in jou gemaak het nie, verloor jy sekere goed. Ja. Wat doen jy met hierdie maat? As jy nie by daai plekke kom nie, wat dink hulle? Jy gebruik my net. Jy dink net ek is hierso. Is dit nie? Baie keer sê jou vrou of jou man sê, jou kinders dink net ek is hier. Hierdie kinders neem net aan, ek gaan elke dag hier wees. Ek moet net goed wees. So as jou in my werk op te gaan sit en met hierdie maat van jou te praat. Net te sê, baie dankie. Jy's oulik. Ek hou nog van jou boutjies. Dink hulle is alraai. En sy vir jou sê, daar kyk dit in jou. Dit maak die lewe in my wakker. Want jy moet aan God waardering gee. Jy moet by 'n punt kom om sê, Here, U is absoluut fenomenaal. Amen. Ek kan vir 'n beter God as U gevra het nie. Ek kan nie. Daar is nie 'n beter God as U vir my nie. Wanneer ek roep, is U daar. Wanneer ek alleen is U daar. Wanneer ek bly is U daar. Amen. Here, vergewe my nooit, U verlaat my nooit. Here, om U te hê. En U, Here, as ek na U kyk, hoe wonderlik is U. Amen.
En dan moet 'n mens daardie verhouding moet 'n ou kan ek sê veranderings en jy moet die kan ek sê die spark in hê, is dit nie? Jy moet maar uit niks moet jy iets maar skep. Dit is nou maar so, nee. Jy moet soms net een aand ou chocolate op jou kussentjie sit. Mooi man. Ja, amen. En dit is wat iemand sê, ek het jou lief, ek gee vir jou om, Nathan hoor jy, maar slak nie meer in, nee. So jy moet so bietjie jou taktiek van sê, raak jou. Is dit nie daai goed dat jy die expression anders kan maak, want dit is nog awesome om hierdie maat van jou te kan entertain, is dit nie? En as jy die stort uit klim en die stoom is so agter jou, wat is moontlik vir jou om te berei? En net as ek kom na die gaan met koffie, wat oomblik vir ons, sonder die kinders, sonder die oude ma, ag jammer skoonma, maar sonder die hele afstand. Daai oomblik wat jy iets awesome doen, is dit nie? Ek niks wat, ja, ons is man, jy's nie romanties, maar wat doen jy? Jy doen ook niks nie. So ek net vir jou sê in 'n huwelik, is dit heeltyd goed wat jy moet skep. Jy moet uit niks sê, moet jy iets kan maak. Maak jy vanaand reis of maak kos, wat net iets in sit net daarop dat jy kan sien. Nee, hierdie girl van my hoof, hierdie ou van my maat, hy doen iets sê. Daai ding, want hoe as jy nie, gaan dit, hulle praat oor spag, as jy daai ding verloor, is dit eintlik nag vir jou. Want jy verloor eintlik waar, want ek weet nie of jy ooit 'n pou gesien gebruik hierdie ding aanhouding, maar dit is vir my mooi. Daai mannetjies pou net, wat doen hy? Pluk hy vere van ons op, so blink hy so. Die wyf is nie daai staf nie. Hy kan haar 30 keer 'n dag sien, al 30 keer, maar ek poek. En maar wat wys hy? Hy wys daar is niemand so awesome soos ek nie. As jy iets nodig het, ek sal verander. As jy iets wil hê, ek sal dit vir jou doen. Dis waaroor 'n hele verhouding gaan. En dis wat ek en jy met God moet doen. Ek dink, toe Dawid die ark ingebring het, toe hy die beeste in die goed geslap het, en die woord kom hy sê, en Dawid het gedans voor die Here met al sy mag. Hoekom noem die Bybel dit? Want dit was 'n surprise van God, sê ek nou. En dit is nie so, ek wil dit as 'n surprise gebruik. Kyk hoe dans hy. Amen. Wat het Dawid gedoen? Hy het nie in die ark ingebring nie. Hy het God vereer en God verheerlik. Hierdie surprise om te sê, en sy vrou kyk en sê, woehoe, nee. Maar die res is opgewonde. Hoekom? Want hy betoon aan hierdie Here. Want hy sê vir haar, ek sal alles verloor, maar met God sal ek myself toewy. Amen. Dis mooi. Wat 'n surprise moment. So wil vir jou sê, wanneer is jou surprise moments met God? Gaan jy vandag bietjie langer bid as gister? Gaan jy vandag in jou binnekamer net op die grond lê en nie op jou stoel sit nie? Gaan jy vandag in vas en gebed gaan? Gaan jy 'n oomblik vat en net 'n plaat speel en net die Here so bietjie, wat is jou surprise? Wat jy wil, wat is dit anderste wat jy met God wil bewys? Ek hou van wat Dawid, die woord sê van Dawid, wat God sê, en sê, ek het Dawid gevind, 'n man in my hart. Ek wil vir jy sê, daai ding spreek bloed teenoor my. Wat sal God van jou sê? Het jy hom al surprise? Het jy net 'n oomblik gevat en net gedans vir hom? Yes, amen. Het jy net 'n oomblik gevat en hom net geloof? Paulus en Silas sit in die tronk. Hulle is in mekaar geslaan. Stak in. En die woord begin praat en die woord sê die volgende oomblik begin Paulus en Silas sing. Ek dink dit was 'n surprise moment vir God en vir die gevangenes. Dat jy in die
krisis, in die donkerste uur van jou lewe, as jy ook kan ophef en sê, dit is goed. Wil ek loof, wil ek prys. En jy net op die grond huil en sukkel en sê, Here, kan nie meer, maar jy surprise sal jy sê, wow, te midde van die storm, te midde van waarde, te midde van wat ek doen, sal ek Here loof. En die woord sê, en die gevangenisse het na hulle geluister. En wat het toe gebeur? God showed up. So wat is jou surprise moments? Met jy met God vandag? Gaan die Here vanmorgen ons surprise wees as jy 7 uur by jou bidkamer kom? Gaan jy bietjie jou oomblik vat en net onloof vir hom bid? Wat is Dawid al gesien het of gehoor het, dat jy nog nie doen het nie? Praat met die ou. En ek sê vir jou, op die grond gaan lê die Here aandoen. Ek kom toe die volgende môre, hy sê, ek het nou net op die grond gaan lê, ek het so op die bed gaan lê, maar hy het nog nooit gedoen nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Die surprise vir God was dat hy op die bed gaan lê, op sy maag, en die Here gaan aanroep, is dit nie? Ja. Wat sal jy môre doen? God is surprise aan jou. Onthou net, jy kan hom regtig surprise en jy weet alles wat jy dink weet eintlik. Ja. Maar sal dit nie vir jou awesome is, Here? Ek wil die volgende sang wil ek sing uit my hart uit oor U. Ja. Is dit nie hierdie koortjie wat ons gesing het, hoe groot is U? Ek wil hierdie sang vat. En ek wil hierdie sang net weer aan U toewys. Ja, amen. 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 Dit is daai ding in jou verhouding, daar wil ek vir jou vra, hoe lyk jou verhoudingsstatus met die Here? Wat is jou intensie met God? Is jou intensie om getrou te bly, om tot die einde te gaan? Of sit jy hier en jy dink dat ek net God gebruik? Hoe jammer vir jou as jy nie 'n toewyding aan hom maak. Môreoggend praat jy weer met hom. Volgende Sondag sit jy saam met die kinders van die Here, want jou toewyding het begin werk. Want my verhoudingsstatus het vir my verander. Hy is meer as net 'n naam wat ek aanroep. Hy is meer as net iemand wat ek soek in my krisis of goed vir my moet oplos. Amen. Hy is eintlik my Here, my vriend, my koning. Ons bid saam. Baie dankie Here vir die genade, die goedheid en goedertierendheid. Eer aan U wat is en wat was en wat kom. Amen. Amen.